Goeiemôre almal, ek hoop dit gaan goed. Ja, ek is nou al besig met my tweede week, derde week van amptelike aftrede en ja, ek sukkel nog 'n bietjie om aan die gedagte gewoon te raak. Ek het hier oor die naweek het ek by myself gedink, Nico Milan, dan besef ek, nee, dis nou nie meer Nico Milan nie, dit is nou lewenslang vakansie. Ek hoop ek het 'n paar jaar sodat ek die vakansie kan geniet wat aftrede gebring het. In elk geval, ek het die afgelope tyd het ek mens maar baie bewus geraak weer eens van die gruisaamheid van die sosiale media. Ek hou van sosiale media, ek hou van Facebook. Ek hou daarvan om met mense te kommunikeer. Wel, dit gebeur nou maar deur jou plasings op Facebook en jy maak kontak met mense wat dieselfde belangstellings het as jy. Argitektuur, musiek, fotografie, die natuur skoon. En ja, maar ander mense is ook aktief op die Facebook en op TikTok en Twitter en al die dinge. En hulle belangstellings lok dikwels erge reaksie uit. En van mense wat nie wil redeneer oor waar daar wat die plasings behels nie, maar mense wat wil sleg sê. En dan die gruisaamheid van die anonimiteit wat inkom. Onder valse name en so meer val die mense, die eienaar, wil ek amper sê, van die plasing aan. Redeneer nie oor die saak nie, maar sê sleg, klim in die karakter in. En ja, en funksioneer as par excellence lafaards. Dis die slegte. Maar die sosiale media het sy voordele. Mens kan baie leer uit sosiale media. Maar ek onthou, voor die dae voor sosiale media daar was daar dinge soos boeke en plate, ja, CD's, wat vir 'n mens plesier gegee het. Ek het verskriklik gelees. Nou ja, my eerste ervaring van boeklees was nou maar gewees, ek het dit vertel in die vorige vertelling, as my pa daar in die koshuis sitkamertjie op Stella, waar sy lesenaar gestaan het aan die aande as hy nou gewerk het, dat ek op die mat gelê, en dan het ek deur my pa se Lifetimes boeke, het ek geblaai. Kon natuurlik nou nie lees nie, ek was nog 'n klein seentjie, was nog nie heeltemal in die skool nie, maar selfs dit nadat ek begin skool gaan het, was dit my gelukkigste oomblikke van my lewe, is om deur daardie pragtige boeke te blaai en al die prente te kyk, en te probeer lees wat daaronder staan, en ja, boeke was maar altyd nog 'n groot liefde vir my gewees. Kom ons check gou die pypie op. Dis die pypie wat ek van my kollega ontvang het, verlede kwartaal. Ja, die voordeel van boeke is dat mense jou nie kan sleg sê nie. En so, ja, sosiale media, jy skryf ook, jy gee ook 'n mening, en binne sekondes stroom die veroordelinge in. In elk geval, maar kom ek vertel vir julle my boekverhaal. My heel eerste kennismaking met 'n biblioteek was op Stella gewees. Ons het skaars, wil ek amper sê,
my ma het my skaars gevat na die eerste ontmoeting met 'n biblioteek, sodat ek kan sien wat dit is, toe trek ons. En toe gaan ons Citrusdal toe, en in Citrusdal het ek toe nou lid geword van die biblioteek, en ek sal nooit vergeet, daar bokant by die skool, naby die koshuise, daar iewers in daai kort, daar was die biblioteek gewees. En ek was so in my skik gewees met die eerste 2 boeke wat ek kon uitneem. Ek weet tot vandag toe nog nie wat 'n boeke dit was, maar ek weet dit was 'n storieboek. Die een het ek klaar gelees en die ander een het nou nie vir my heeltemal gefascineer nie. Ek was toe in standaard 1 en dit was vir my nogal lekker geweest. Ek het daarna gereeld gaan boeke uitneem, stadig gelees. Nie hier oor en daar oor nie, is, ag, mens speel mos nou maar meer, en voordat ek die boek klaar is, dan is die 2 weke uitneem verby, en dan moet dit alweer terug gaan, en dan het moeder nou maar my ingelaai, en dan gaan ons nou eers weer die boeke teruggee, of ek is op my ou hamberfietsie, en ek trap, laat ek daar kan kom by die biblioteek. In elk geval, en so is ons toe nou natuurlik Beaufort Wes toe, en in Beaufort Wes het ek 'n groot leser geword. En die biblioteek van Beaufort Wes was ook baie groter as die een van Citrusdal. En wat my absoluut fascineer het, was die mooi musiek wat die tannie altyd gespeel het op die agtergrond. Dan gaan ek in die middag, as ek 'n lekker stoele gewees, dan sit ek daar en dan begin ek tydskrifte te lees. En ek sal nooit vergeet nie, die Bunte was die Duitse tydskrif wat my verskriklik gefascineer het. Daar was 'n paar ander tydskrifte ook, maar ek het altyd gegaan vir die Bunte. Mooi foto's van Duitsland en die natuur skoon en also. Maar dit is so 'n bietjie, ek wil amper sê, die Bunte was 'n gesinstydskrif. Maar wie die Bunte gelees het op Beaufort Wes, weet die vet alleen. Maar ek het probeer. Ek het nie geweet wat ek lees nie, en want ek kon dit nie lees nie, maar ek het die prente gekyk. Prente was 'n baie belangrike, was 'n lekkerte vir my gewees. Maar, ja, kom ek wys vir julle gou 'n paar boeke wat ek het. Wie van julle onthou hierdie? Dit was ons groot favorite, Asterix. Onthou julle Asterix? Kyk daar, Asterix. Ek was mal oor Asterix en Obelix. Ja, Asterix the Gaul, Asterix and the Goths, Asterix in Britain. Nou, ek het gegaan, ek onthou in die koerant het daar op 'n stadium het hulle so strokies laat verskyn van die Asterix verhaal, dat die storie nou maar so aangegaan, en dan het ek nou die goedjies uitgeknip in 'n plakboekie gemaak daarvan. Ek het nogal gehou van plakboeke maak. In elk geval so Asterix en Tintin, Rintintin, daai boeke het ons vreeslik uitgeneem. En ek onthou, daar was 'n sekere rak gewees waar daar nou meer groter boeke met prente in was. En dit het nou gegaan oor musiek en fotografie, kuns, ballet, al die tipe van dinge. En daardie boeke het ek ook uitgeneem. Ek het vir hulle foos gekyk. Maar die boeke wat vir my die meeste aangetrek het, was die boeke maar met prente. Want 'n prent sê baie meer as wat jy dikwels in woorde sê. Die oog. In elk geval. En nou ja, die liefde vir biblioteekbesoeke het nou maar geeskaleer, so ek was later omtrent elke dag in die biblioteek, en ek het op 'n stadium begin plate uitneem. Ek mag dit nie gedoen het nie, want toe ek nou so standaard 6 was ek nog te jonk gewees, maar die tannie het nou spesiale toestemming gegee na my pa se versoek. Ons het mos nou 'n hoë troustelletjie toe gekoop. Kan die kind nou nie maar op my pa se naam nou maar plate uitneem nie. Ja, sê die tannie, ek kan dit doen, maar niemand mag daarvan weet nie. So, dan gaan ek, dan ry ek met die fiets
Dan gaan ek nou vanmiddag by die biblioteek toe, ek neem my boeke uit en ek neem die plate uit en dan lewensgroot agter op die carrier van die fiets, hier ry ek deur die straat van Bovenwes in die geheim, niemand mag weet ek neem plate uit, en nie gaan ek met die plate op die carrier, die hele wêreld kan sien ek neem plate uit. Môremiddag terug, as die plate klaar geluister en die prenteboek is klaar deurgekyk, dan is ek weer terug by die biblioteek. So, dit verklaar ook hoekom ek op 'n stadium akademies nie so goed gedoen het by die skool, want ek was heeltyd besig met ander goede wat vir my lekkerder was, en nie met die akademiese boeke nie. Maar in elk geval, ek wil vir julle tog 'n paar boeke wys uit my versameling uit wat ek het, en ek dink julle sal begin kop waar my belangstellings is. Een van die heel eerste boeke wat ek persent gekry het as 'n klein seentjie, was by oom en tannie Zenge gewees. En die oom en tannie was 'n inspekteur gewees. Hy was my pa se kollega, my pa was 'n jong inspekteur en oom Zenge was op pad uit om afgetree te raak. En oom Zenge het altyd as ons by hulle gaan kuier het, dan hy vir my 'n prenteboek gegee om na te kyk. En dan wanneer ek daar gekom het en die prenteboek word nie vinnig genoeg uitgehaal nie, dan vra ek vir die oom, kan ek weer daai prenteboek kyk? Nou mense, dit is 'n ou boek, hy's bitter oud. Maar die dag toe die oom en tannie nou aftree en huis opgee, toe kry ek die boek persent. Maar kyk hoe lyk hy, né? Kyk, hy val omtrent uit mekaar uit, met lap oorgetrek. Dit moes 'n baie spoggerige boek op sy dag gewees het. Maar kom ek wys vir julle, voorin staan die volgende. Kom ek wys julle net gou-gou. Daar staan oom Zenge se naam, en dan staan daar in Duits geskryf: Unsere lieben Frau Marais, zur Erinnerung an das Weihnachtsfest im Borby an Edernfjorde 1938. Emil und Linchen, dink ek. Ek is nie heeltemal seker van die van nie, maar daar staan dit in Duits geskryf. 1938. En hierdie boek is uitgegee in die tyd van Hitler. Unser Großdeutschland. 1938. Nou teen 1938 het Hitler nou al vrolik te kere gegaan in Europa, en hy het vandag se Tsjechische Republiek en Slowakye het hy ingeneem al. Boheme, Morawië, daai gedeeltes, dwars deur tot aan die ander kant van Slowakye van vandag. Oostenryk, en die jare op sou die Tweede Wêreldoorlog uitbreek toe hy Pole binnengeval het. Maar die interessante ding van hierdie prente, kyk, het is baie mooi, pragtige prente hoor, as ek nou vir julle so kan blaai, pragtige prente. Kan jy die kathedraal sien, en dan, hier is in Berlyn, dis die ou koninklike kasteel, keizerlike paleis. Ja, hy is natuurlik nou gebombardeer tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hier kan jy allerhande mooi foto's sien, en natuurlik met die Duitse skrif, pragtig. Maar 'n interessante ding is in die Duitse gotiese skrif. Kyk daar. Ja. En dan as jy nou so deur dit blaai, dan kom jy narend agter, maar van hierdie foto's sluit in byvoorbeeld dele van Oostenryk, stede en dorpe in Oostenryk, stede en dorpe in Tsjechië. Ja, hierso, das goldene
Goldene Dachel in Innsbruck is ingesluit. Toe was Innsbruck of Oostenryk al deel van die unser Großdeutschland. En wag, ek wil net vir julle die een plekkie wys. Ek gaan dit nou dalk nou nie vinnig kry nie, maar waar hulle Hitler se villa daar in die Alpe afgeneem het. Kyk, hier het hulle selfs Wenen, Sint Stefansdom in Wenen, né? En daar was die Hofburg in Wenen. Ekskuus, my boek begin nou al uit mekaar uitval. Maar in elk geval, so, dit is vir my 'n fantastiese boek. Ek weet nie of mense nou daarvan hou dat 'n mens nou so 'n boek mag besit nie, maar dit is uitgegee as deel van die propaganda van die groot Duitsland van Hitler, die ryk wat hy gestig het, of wou stig, sy derde ryk. Ja, in elk geval, mooi boek, ek hou daarvan, maar ek is nie Hitler fan nie, hoor, verstaan my nie verkeerd nie, maar dis vir my geskiedkundige nogal gawe gedagte om te dink, ek sit met 'n boek uit 1938. Ja, unser Großdeutschland. Dan natuurlik is daar ander boeke, ook so 'n stukkie van my voorliefdes. Ek is baie lief vir koffietafelboeke. Nou die goed se prys is maar duur, maar as jy in 'n tweedehandse winkel instap, dan is die koffietafelboeke en natuurlik baie spesifiek Parys. Ek was 3 keer in my lewe in Parys gewees, en natuurlik kan 'n mens nou nie daar gewees het en jy het nie 'n boek van Parys nie, maar kyk daar is die Eiffeltoren. Kyk hoe pragtig is dit. Baie mooi. En daar's natuurlik, soos die een kollega van my gesê het, en ek het gesorg dat ek die boek in die hande kry, boek van Provence, maar dis nou nie Provence soos vir rugby nie, Provence. Dis 'n suidelike provinsie of gebied in Frankryk, en natuurlik dik met pragtige foto's en baie inligting. Ek het nog nie eens deur al die boeke gelees nie, definitief al die prentjies gekyk, en weer 'n keer die prentjies gekyk, en weer 'n keer die prentjies gekyk, so. En hier is ook 'n baie ander mooi een, wat ek ook tweedehands gekoop het. Ek kan hom nie eerstehands bekostig het nie, maar Palazzi of Tuscany, paleise in Toscana, en as jy daai kyk, dit is die mees fantastiese foto's, die buitekant van die plekke, die interieur, en hulle sê vir jou nog, aan wie behoort die paleis. In baie gevalle is dit nog steeds in die hande van adelike families, en so jy kyk so 'n bietjie 'n oorsig van die geskiedenis van die betrokke paleise, en daar's 'n paar mense word genoem, en is titels, en is graaf, en hertog, en prins, en ja, in elk geval, al die goed is in aanraak, ek was baie opgewonde, in elk geval. En die tyd wat ek en my vrou in Utrecht gaan studeer het ek natuurlik seker gemaak, dat ek 'n boek kry oor Utrecht. Nou, mense moet nou nie vreeslik deur mekaar raak met Utrecht nie, want Utrecht is nie net 'n stad nie. Oeps, daar is baie inligting. Utrecht is ook 'n provinsie, en die stad Utrecht is die hoofstad van die provinsie Utrecht. Nou, daar kan jy sien. En as 'n mens natuurlik nou so deur die boek blaai, en jy kom nou by bekende dele uit, soos byvoorbeeld Huisdoorn, waar die laaste keiser van Duitsland gaan wegkruip het, wil ek amper sê, en plekke wat ek besoek het, dan is dit 'n aangename teruggaan in die verlede, en lekker herinneringe, en ja, jy sien baie mooi dingetjies. In elk geval, en dan in ons versameling het ons ook 'n paar ander boeke, getekende boeke, boeke wat 'n indruk gelaat het op 'n mens, en ek en my sus het ook 'n boek geskryf. Maar kom ek wys gou vir u die heel eerste boek wat ek regtig gelees het onder verpligting universiteit,
my HOD jaar, toe ek die onderwysdiploma gedoen het, toe was ons by meneer Swart gewees. En jy weet, ons moes toe nou Engels doen, nou is nou nie dis nou maar 'n standaard soort van laer Engels, maar almal wat onderwysdiploma doen, moes toe nou Engels doen, want ons wat musiek studeer, ons moet toe Engels doen, en dis toe nou die boek wat ons gelees het, die To Kill a Mockingbird, en van Harper Lee, nou, natuurlik in die studente se taal het dit gekiel geword, skus tog vir die woord, To Kill a Fucking Bird. Maar 'n baie interessante en insiggewende verhaal, en ja, dit speel maar af met in die tyd van rasisme in Amerika, en Harper Lee het nou die sekere konteks die ding geplaas en gebruik sekere terminologie, en dit het nou vir mense aanstoot begin gee hier in die moderne tyd, en ek verstaan, hulle het nou die boek verban, hy mag nie meer gedruk word nie, en daar moes die sekere termes moes verander. Nou ja, as jy nou dan begin aan 'n boek se teks so begin verander, dat dan verloor jy eintlik wil ek amper sê, die groter impak. Maar daar's iets in To Kill a Mockingbird, een baie spesifieke deeltjie wat vir my nog altyd bly bestaan het, en wat ek altyd onthou. En dit is op een baie spesifieke plek, dan sê die een karakter, jy moet onder die vel van 'n persoon ingaan. Dit is nou self simbolies, jy moet onder die vel van 'n persoon ingaan. Jy moet daar rond beweeg, sodat jy die persoon kan leer ken. Onder die vel ingaan, nie na die vel kyk nie, jy moet onder die vel, jy moet die mens raak sien. En ja, dit is ietsie wat ek opgetel het in To Kill a Mockingbird, en dit het my nogal op 'n sekere manier gerig, dat ek nie mense veroordeel op sigwaarde nie, maar dat 'n mens mense leer ken, as jy die kans het, sodat jy 'n ou se hart kan leer ken, die persoon kan leer ken. Want ons neig so vinnig om te oordeel, en sleg te maak, né? En dan mis jy iets, jy mis 'n mens, 'n wonderlike mens wat vir jou dalk 'n fantastiese vriend of vriendin kan word. In elk geval, so dit is so 'n los gedagtetjie uit To Kill a Mockingbird. En dan natuurlik 'n ander ding is, my vrou het ook 'n groot versameling boeke, dis nou maar meer literatuur, Afrikaanse literatuur, en van die boeke het ons toe laat teken. En onthou julle ek was mal hieroor gewees, oor die stories van Rivierplaas, Ali, ja, foei tog, en Alba Bouwer, kyk daar, Alba Bouwer het vir Atri geteken. Ja. En dan is daar natuurlik nou 'n wonderlike verhaal wat ek vir julle wil vertel. Dit is in 96 toe ons in Nederland studeer het. Ek het 'n groot Nederlandse beurs gehad, en my vrou het 'n fantastiese beurs gehad, Suid-Afrikaanse beurs, om in Nederland te gaan studeer. So, ons was in 96 was ons daar. Ek het so 'n bietjie vroeër gegaan in 95, en in elk geval. So, en my vrou het, haar meestersgraad het sy gehandel oor Elisabeth Eybers se Nederlandse gedigte, die gedigtebundels wat uitgekom het, en gedigte wat sy geskryf het, nadat sy, ek dink in die 61, Nederland toe verhuis het, na haar egskeiding hierso van haar man. En toe het ons vir Elisabeth Eybers gaan besoek. My vrou het hier aangekom, in Nederland aangekom, met 'n ekstra koffertjie, vol Elisabeth Eybers bundels. En sy het besluit, sy gaan vir Elisabeth Eybers vra, sou sy kans sien, om die bundels vir haar te teken. Maar wat het nou
nog so bietjie verder, wil ek op sê, you push your luck, is dat sy 3 kopieë van elke bundel gehad, want op daai stadium, wou sy vir die kleinkinders van oupa en ouma, wou sy elkeen bundels in die hande gee, maar ek is bevrees, ek dink nie hulle lees nie, sal ook nie regtig enigstens waarde echt daaraan nie. Maar nou sit ons met 3 kopieë van elke Elizabeth Eybers bundel, wat ons tot op daai stadium ons hande op kon lê. En Elizabeth Eybers het dit vir altyd geteken. Sy het dit gedoen. So ons het toe gegaan, besoek gaan aflê in, ek kan nie eens by die adres onthou nie, in Amsterdam 'n afspraak gehad, en ons het vir ons mooi aangetrek, en toe ons daar kom, is ons ontvang hartlik en vriendelik. Jy kan nie glo nie. 'n Mens het altyd so 'n idee van die digters is mense wat op 'n ander vlak beweeg. En dan as jy soms as jy so stom verbaas as jy agterkom, my genade, dis 'n liewe tannie. Sy het ons ingenooi, ons het die eerste keer het ons daar gesit in haar sitkamer, en sy het vir ons tee gemaak, en beskuitjies, en sy het gesê, nee, sy sal dit doen, sy doen dit graag, maar sy wou toe nogal graag weet, maar hoekom 3 bundels van elke bundel, hoekom wil sy dit hê? Want ek dink sy was dalk bang geweest dat 'n mens dit sou gaan verkwansel tuis, en met die feit dat Elizabeth Eybers sy handtekening voorin staan, maar wat natuurlik nou glad nie die gedagte was nie. Elke kleinkind van my skoonouers moes 'n bundel kry. In elk geval. En toe is ons so na 6 weke is ons weer terug. Sy het nou nog 'n dag en datum gesê, sy sal dat weet wanneer. En daar met die tweede keer, toe sit ek gesels ons in die kombuis, land en sand oor duitjies en daadjies, niks oor gedigte en niks oor literatuur nie. Ek dink ons het so skrams aan iets geraak. En sy was regtig so lief en so dierbaar. Ek was natuurlik skrikkelik opgewonde oor die ontmoeting, en natuurlik nou vroukie ook, want Elizabeth Eybers het geweet, sy skryf oor haar, en want Prof Lina Spies was die promotor gewees vir my vrou se meestersgraad, en ja, so het ons toe nou die konneksie gehad. Dit was 'n wonderlike ervaring, maar kyk hierso, ek gaan sommer net vir julle een voorbeeldjie gebring uit 'n bundeltjie oor teespraak, en dit is toe die PC Hoofdprys, 'n baie groot literêre prys in Nederland aan Elizabeth Eybers toegeken is. En daarso, kyk daarso mooi. Elizabeth Eybers, daar het sy geteken. Is dit nie wonderlik nie? Ja, en so het ons, ek dink ons het nog van 'n paar ander skrywers, het ons ook getekende eksemplare. Ja. En dan my ou laaste stukkie hierso is, ek en my sussie het begin ons familiestories neerskryf. En my sussie het 'n eerste boekie uitgebring, en ek het toe meegewerk aan die tweede boek. En daarso is ons, daar's meneer, skoolhou is nie vir sissies nie, en Cassie Karsers in die geval is nou my sussie, want sy staan nou maar ook bekend as Cassie. Daar's pappa, daar's ek, en daar's my sis. En van die verhale wat ons hierin neergeskryf het, is onder andere die beursie, tik, paneelinspeksie, oom Dirkie, pa se brief, oupa se droom, 'n gejaagde lewe, maar nou gaan ek gou vir julle oupa se droom lees. Dis skreeusnaaks. Nou dan kry julle nou 'n idee van wat se familiestories daar in ons familie rondloop. Kom ek lees gou vir julle. Oupa se droom. Nou soos almal weet, in doeriejare het die klein huisie of die sogenaamde buitetoilet so 'n entjie van die ou plaashuise gestaan. As die nood druk, moet jy maar hardloop. Dis nie altyd lekker om in die nag op te staan en dan jou pad te vind na daai klein vertrekkie nie. So oupa Jan het vir hom 'n pipiepot aangeskaf wat hy sommer hier voor die bed parkeer het. Dinge het vir hom toe sommer makliker gegaan. Ouma Ella sê vir hom, Jan, jy moet daai pot diep onder die kooi instoot. Oupa het nie notas gevat nie en die pot het reg langs die bed bly staan.
My tannie Maggie sê, sy word een nag wakker van 'n geraas en ouma Elle wat die swernoot in is vir oupa en hard praat met hom. Hy het van die bed afgeval met sy kop half binne die piepiepot. Ouma is net kliphardig en sê, Jan Bien, jy gaan opvee. Ek het jou mos gesê, stoot die pot onder die kooi in. Oupa het maar gedwee die vloerlap gaan haal, oor die natkolle op die vloer gegooi en so 'n paar trappe op die lap gegee, sodat die nattigheid in die vloerlap opgetrek word. Nee, aan daai lap vat hy nie. Na so 'n paar minute toe is oupa weer terug in die kooi. Die volgende môre kom hy toe met die storie uit. Hy en sy ou pelle, ou Karel Botterspeen, ou Perekop en nog 'n paar manne is in die hel. Oupa sê, ou vrou, ons sit toe mos nou op so 'n lang bank daar voor die bek van die vuur en ek sit heel agter op die punt. Die ou duiwel staan met die regop ore, lang stert, hoefies en frik hier langs my. In kort druk hy my hier in die rib en sê, move up Johnny, met elke steek in die rib moet ek opskuif en soos ek opskuif, so val die manne een vir een in die vuur. So gaan dit aan tot net ek en ou Botterspeen oorbly. En toe die duiwel my daarom weer so in die rib steek en sê, move up Johnny, en ou Botterspeen val in die vuur, toe sien ek nie meer kans vir hierdie affære nie. Toe ek sien, daar gaan ou Botterspeen die vlamme in, toe vlieg ek op om weg te hardloop, en dis toe dat ek in die piepiepot beland. In elk geval, ja, dit is uiteindelik toe nou die resultaat van my boekliefde. Ek het so 'n bietjie begin skryf en vir Sussie gehelp met haar boek. Nou dames en here, ek dink julle moet terugkeer en weer begin lees. Minder Facebook, minder Twitter, minder TikTok. Gaan en geniet 'n boek, neem boeke uit, lees weer. Laat jou verbeelding vlieg. Verbeeldingsvlugte, nee, dis die groot woord. Geniet die dag.